Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. So lekker dat jy weer vanoggend saam met my inskakel. Ons kan baie maklik die regte woorde sê, maar 'n verkeerde lewe leef. Jy kan God eerste bely, maar steeds 'n hart hê wat in twee rigtings trek. En dis presies waar die gevaar lê. 'n Verdeelde hart. Verdeelde hart voel dalk normaal, maar dit breek jou stadig van binne af. Skrifgedeelte vir vandag, Matteus 6 vers 24, lees saam met my. Niemand kan tegelyk twee baase dien nie. Hy sal of 'n renons in die een hê en van die ander een hou, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een geringskat. Om God en die geld God saam te dien, is onmoontlik. Nou Jesus maak dit baie duidelik. Daar is nie plek vir twee nommer 1 in jou lewe nie. 'n Verdeelde hart probeer God en iets anders balanseer. Ons dink ons kan dit regkry. 'n Bietjie God, 'n bietjie wêreld, 'n bietjie van my eie planne en weer 'n bietjie van God. Maar Jesus sê, dit werk nie so nie. Jy gaan uiteindelik een bo die ander een kies. Al besef jy dit nie eers nie. Want wat jy dien beheer jou. En die woord dien beteken nie net aanbid nie. Dit beteken jy gee jouself ten volle oor. So die vraag is, wat beheer jou emosies? Wat bepaal jou besluite? Wat kry jou loyaliteit wanneer dit moeilik raak? Want dit wys jou baie vinnig of jy eintlik eerste is. 'n Verdeelde hart lei tot spanning, lei tot moegheid, lei tot uitbranding, want wanneer jy probeer om God te volg, maar ook vashou aan iets anders, voel jy konstant skuldig, want jy weet iets is nie reg nie. Jy ervaar hierdie innerlike konflik, jy raak geestelik moeg. Hoekom? Want jy is nie gemaak om tussen twee meesters geskeer te moet wees nie. So vandag, iemand wil God dien, maar hulle identiteit is vas en wat ander van hulle dink. Dan is daar 'n probleem. Iemand wil ook in God glo, maar hulle vertrou eintlik meer op geld of sekuriteit. Dan is daar 'n probleem, daar's 'n verdeeldheid. Iemand wil ook reg leef, maar vashou aan 'n gewoonte wat hulle weet verkeerd is. Dan is daar 'n probleem. En dis nie dat hulle God verwerp het nie. Baie keer probeer ons net om te deel. Maar dit is nie moontlik nie. En ek wil vandag vir jou sê, God deel nie sy eerste plek nie. Verdeelde hart lyk onskuldig, maar dit steel jou volheid. Jy kan nie volheid vir God leef terwyl iets anders jou ook vashou nie. Op 'n stadium gaan jy moet kies. Nie met jou woorde nie, maar met jou lewe. Soos jy vandag dalk op 'n plek is en jy weet, ek is besig om te juggle, soos die Engelsman sal sê. Moet vandag 'n keuse maak. Nie met jou woorde nie, maar met jou lewe. Kom ons bid saam. Here, vandag kom bid ek dat ons die regte keuses sal maak, Here, want om U te volg is alles. Here, om van U afhanklik te wees is alles. Here, om by U ons rus en ons vrede en ons vreugde te kry is alles. En ek bid dat ons dit vandag sal besef. Dat daar waar ons verdeeldheid geskep het, waar ons die keuses gemaak het, bid ek dat ons vandag weer net sal besef, ons kan nie twee gode gelyk dien nie. Daar's nie plek vir twee eerste plekke in ons lewe nie, Here. U verdien en kry daai eerste plek. In Jesus naam bid ek dit vandag. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Ek sien jou weer môre. Lekker dag.